is een nou wat ry in die kar. Nou sê hy, daar's 'n massiewe ongeluk gewees. En ek weet dis ligte in die ambulans en dis 'n lelike ongeluk. Mense lê in die pad en whatever. Nou is die ouens ontstel, jy weet, dan ry sit hulle in die kar, hulle is ontstel, sê hier lelike ongeluk. En dis nou oponthoud en hulle is nou sommer voor, jy weet, so hulle kan alles sien, dis verskriklik sleg. En nou so half taalnerig toe sê hy vir die ander, weet jy, ek weet, wie is verantwoordelik vir al die ongelukke op die pad. Toe sê die ander ou, hy sê, weet jy, as jy dit het, kan ons baie geld maak, my maat. Want dan kan ons hierdie probleem uitsorg en die regering sal by ons koop. En hulle ry so aan en die ou sê toe vir hom, nou gaan jy nie vir my sê wat is die oorsaak nie. Hy sê nee, is daai ambulanse en daai karre met die blou ligte bo-op. Hulle is die oorsaak. Hy sê hoe kan jy dit sê? Hy sê ek het nog by elke ongeluk gesien. En wat gebeur is, mense gaan deur swaar tye, deur woestyn experiences, deur egskeidings, kinders gaan dood en al dat tipe van goed, dan word die evangelie genoem ten opsigte van dit, want God is daar om te help as gevolg van goed wat gebeur in 'n gebroke wêreld, en nou word hy sommer alles toegesnou. Nee. Hy is die een wat bereid was om sy seun te gee dat ons kan lewe. So die evangelie wat jy hoor, moet 'n evangelie wees wat geloof en vertroue in jou hart kan werk teenoor die tipe God wat voorgestel word in daai evangelie. Watter tipe God word voorgestel in wat jy glo? Ek wil vir jou sê, die Here het jou lief, jong. Hy het jou bitter lief. Hy het jou lief met sy wese, man. Jou verlede, wat hy gesê het, is so mooi, dit is so weg. Dit bestaan nie. Weet die woord welbehae in die Grieks beteken ook 'n goeie reputasie. Hy sê vrede op aarde en elke mens ontvang 'n goeie reputasie. Dink daaraan. Toe Jesus uit die doopwater kom, toe kom haar stem wat sê, dis my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, dieselfde woord, in wie daar 'n goeie reputasie is. En toe hy hom sien, toe word jy verteenwoordig. Mense, miskien het dit nog nooit gehoor nie, maar hoeveel mense het dit geverg om jou 'n sondaar te maak? Net een. Adam. En ons glo dit. Niemand stry nie. Almal vir daai lering, hook, line, sinker, fishing rod, reel and fisherman. Ons glo dit. Met alles. Maar as ek vir jou sê, deur die gehoorsaamheid van een man, volgens Romeine 5 vers 19, word ons geregverdig. Dan sê dit, nee, ek weet dan nog nie van dit nie. Dit klink dan, nee. Pas op vir daai sekte. Weet jy, daar is so 'n skrif in die Bybel. Romeine 5 vers 19. Soos deur die ongehoorsaamheid van een man baie tot sondaars gestel is, so sal dan ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Jy kom nie voor God met jou eie gehoorsaamheid nie, broer. Jy kom voor God in die gehoorsaamheid van Christus. En jy ontvang en sê, Here, ek neem en ontvang die nuwe lewe wat U vir my kom gee het. Wat die lewe is wat sê, ek het geen weg tot God deur my werke nie, maar deur een werk, Jesus Christus. Mense, is nie goeie nuus nie. Prys die Here. Ons kan nie 'n God vertrou wat nie goed is nie. Ons kan niemand vertrou wat nie goed is nie. As iemand gaan vir 'n werks onderhoud, dan vra hulle, waar is jou verwysing? Daai verwysing moet wys dat daai ou net goed is. As hy nie net goed is nie, dan kry hy nie die werk nie. Nou, die verwysing van God is, hy het soveel mense doodgemaak, hy het soveel siekte oor mense gebring, hierdie ou het net dit verkeerd gedoen, toe slaat hy dood neer, daai ou het dit, daai ou het dit, vat hom as jou God, hy sal vir jou goed wees. Jy kan nie. Die persoon van wie daar die meeste leuns nog ooit vertel is God. God is liefde. Hy besit nie liefde nie. Weet jy, ek besit 'n kar. Ek is nie 'n kar nie. Selfs 'n bike, ek besit 'n bike, maar ek is nie 'n bike nie. Weet jy wat beteken dit? Daai is my besitting. Ek kan hom toepas so lank as wat ek wil, maar môre kan ek hom verkoop. God is liefde. Hy kan nie
ewe skielik besluit, hy raak van dit ontslaan nie. Waar gaan hy met homself? Hy's alomteenwoordig, waar gaan hy? Hy is dit. Dit is soos hierdie krat hier, dit is plastiek. As ek gelukkig is en ek kom hier by hierdie krat en ek vat aan hom, wat gaan ek voel? Net plastiek. As ek kwaad is en ek kom vat aan hierdie, wat gaan ek voel? Plastiek. Hoekom? Want dit is plastiek. Dis hoe God is. Hy is liefde, broer. As jy by hom kom en jy was gehoorsaam, al wat jy by hom kan kry is liefde. Want dit is wie hy is. Hy kan nie anders wees as wie hy werklik is nie. Jesus kom en hy seën die mense wat nie kwalifiseer nie. Toe kla die ander. Toe sê hy, is julle kwaad omdat ek goed is? Ek wil vir jou sê, as die goedheid van God jou kwaad maak, gaan jy vir aller ewigheid kwaad wees. Want hy gaan nie verander nie. Hy gaan goed bly vir jou. Al hou jy nie van jouself nie, hou hy van jou. Al dink jou vrou, jy sien die beste ou nie, God sien nie die beste in jou. As daar een ou is, wat my nog nooit sleg gemaak het nie, as daar een ou is wat nog nooit iets slegs van my gesê het, en wanneer ek die vrotste goed aangevang het, en ek na hom toe gegaan het om met hom te praat, het nog nooit iets negatiefs vir my te sê gehad het nie, was dit God. Hy het altyd 'n bemoedigende woord. Hy het 'n vermoë om jou altyd te laat goed voel. Hy het 'n vermoë om jou altyd hoop te gee, en alle skuld te verwyder van jou. Dis wie hy is. En die wêreld het nodig om te hoor wie daai God is. Hulle het dit nodig. Kom ons gaan gou na 1 Korintiërs 13 toe. Ek gaan net 2 skriffies lees. 1 Korintiërs 13, vers 5. Die Bybel sê in 1 Johannes 4, vers 7 en 8, hy sê God is liefde. Okay? Nou 1 Korintiërs 13, hy sê, vers 4, die liefde is lankmoedig. So as God liefde is, en die liefde is lankmoedig, dan beteken God is lankmoedig. Nou daar's 'n verskil, kyk, God se lankmoedigheid en ons lankmoedigheid het niks met mekaar te doen nie. As jy by die bank kom, as jy ry met jou kar aan na die tellermasjien toe, daai Ottobank. As jy sien daar's 3 en ry jy verby, sal net nou weer kom. Want daar's klaar 3 mense daar. Daar moet niemand wees, jy sal nie gou gaan. Dis ons lankmoedigheid. Die Bybel sê, Jesus sê, ek kom gou, en hy vat al 2000 jaar. Nou hoe dink jy lyk sy lankmoedigheid? As hy gou 2000 jaar is. God besit nie lankmoedigheid nie, mense. Die Bybel sê, Jesus sê, hy kom gou, en hy vat nou al 2000 jaar. Hoe lyk God se lankmoedigheid, as hy gou 2000 is? Mense, dit is 'n ding wat ons ruk in ons wese, wie God werklik is. As my vrou vir my goed is, dan word ek nie van kwaad nie, want haar liefde trek my. Is dit nie? So is God liefde. So hoef ons nie bang te wees vir hierdie liefdesboodskap nie. Maak jou hart oop. Laat God toe om jou lief te hê. Kom by 'n punt waar jy kan sê, Here, ek gaan vandag stap regtig in die geloof, want daar is geen veroordeling vir my nie. Ek gaan bietjie toelaat dat U my lief hê met die tipe liefde wat U het. God het nie 'n ander manier om jou lief te hê as om te sê ek veroordeel jou nie. Ek gee jou 'n nuwe lewe gratis nie. Ek neem nie jou sonde I don't take it into account when I deal with you. God is lankmoedig. Dit is wie hy is. Hy besit dit nie, hy is dit. Die liefde is vriendelik. Mense, hoeveel van ons is voorgestel aan 'n vriendelike God? Dink aan die vriendelikste persoon wat jy ken. Hy lag altyd. Is altyd bly. Sê maar Bertie, jy probeer God nou aftrek tot op jou vlak. Luister. Die Bybel sê hy het afgekom. Ons trek hom nie af nie. Hy het besluit om mens te word. Dink julle Jesus was die norste ou wat geloop het op die planeet? Hy was vriendelik. Sondaars raak nie vriende met nors mense nie. 'n Ou wat die heeltyd nors is. Jesus was nou alweer fout. Nee, jy is sondig hierdie mense op hierdie aarde, weet jy? As 'n ou nou weer daai rook in my gesig blaas, gaan ek sommer na my Vader toe.
Nee. Hy was nie nors nie. Die liefde is vriendelik. Jesus, en ek wil vir jou sê, God is die vriendelikste persoon met die grootste smile, wat altyd bly is, wat net die beste in mense kan sien. Dis wie hy is. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase nie. Opgeblaase. Dik mond. Wie as niks wat my so kan irriteer soos 'n kind met 'n dik mond nie. Ek weet nie of jy al gesien, daai kind se mond is dik. Maak nie saak wat hy sê, hy het nou 'n dik mond. Jo, dit kan vir my frustreer. Nou imagine, God is opgeblaase. Hy is nie, die Bybel sê liefde is nie opgeblaase nie. Jy kom nie daar, dan, en met alle respek gesê, dan sit God met 'n dik mond nie. Dan sê Here, wat's nou fout? Nee, jy het alweer dit en dit en dit en dit. Nee. Hy ontvang jou met die oopste arms en die oopste hart. Jy is sy skepsel, man. Imagine ek kom by die huis en daar's my kind. En hy lewe in veroordeling want ek is hierdie kwaai pa. Daar's my kind sit by die huis. Ek kom by die huis aan, ek sien hy's dikmond. Sê ek vir hom nou, wat's nou fout? Dan sê pappa, ek wil net sê ek's jammer. Ek sê wat nou? Ek het 2 dae terug vergeet om die hondekos te gee, asseblief. Asseblief. Hoe gaan jy voel as pa? Hæ? As jou kind, as hy jou voetstappe hoor en jy maak sy kamerdeur oop en jy sien vrees in sy oë. Gaan jy voel, I've made it, I'm the greatest dad ever. Nee. So is dit die verskriklikste ding in die hart van God, as jy die woord Jesus hoor, of die woord God, en net vrees in jou oë, angs. Maar moet ons nie God vrees nie. Weet jy, daai woord vrees in die Grieks beteken nie om bang te wees nie. Dit beteken om ontzag te hê. En ontzag kom nie van mense vanuit hoe wreed hy is nie. Haat is gebore vanuit hoe wreed iemand is. Ontzag word gebore vanuit hoe hy onvoorwaardelik vir jou omgee. Amen. Jesus kom en die duiwel kom en versoek vir Jesus, sê vir Jesus, Jesus, vat hierdie brood en maak hom 'n klip, né? Die eerste ding, tweede keer spring van die tempel af. Toe kom hy en hy sê, toe sê hy, aanbid my. Gelukkig julle ken die skrif, prys die Here. Toe sê die duiwel, aanbid my. Jesus haal Deuteronomium 5 aan. Hy sê, jy sal net die Here jou God aanbid. En die Engels sê, and him will you worship. Daai aanbid is die woordjie in Deuteronomium vrees. Jesus vertaal die woord vrees as die woord aanbid. Wat help dit is bang vir God? Hierso, en nou kom jy by jou seun, hoor die seun, nee, okay, dis alright. Dan sien jy, hy's nog so 'n bietjie ligvoet vir jou. Ewe skielik kom jou seun en hy gee vir jou 'n chocolate, hy help jou met dit, hy dra jou goed uit die kar uit en alles, maar jy weet, hy doen al hierdie goeders net om 'n bietjie guns by sy pa te kry. Hæ? So die ding is nou oor, die sonde is nou vergewe, maar hy lewe nog steeds vanuit daai skuldgevoel en hy doen goeie goed vir sy pa, maar dit is eintlik om 'n paar punte te skoor op sy pa se lysie. Mense, dit is siek. Dit is nie die ideale verhouding nie. Baie van ons het in so 'n verhouding groot geword. En ons het daardie beeld, want omdat ons met ons aardse pa so 'n kwaai verhouding gehad het, projekteer ons dit na God toe en nou leef ons vanuit daai realiteit. Mense wat nie God se realiteit is nie. Wat nie God se realiteit is nie. Baie van ons voel miskien jy's 'n slegte pa, want jou kind het miskien homself gaan dronk drink, jou kind dien nie die Here nie, en al wat jy wil voel veroordeel. Ek wil net vandag net verlos van daai veroordeling, in Jesus naam. As jou kind se doen en late 100% afhanklik is van jou goedheid, dan was God ook 'n slegte pa, toe sy enigste seun Adam weggeval het. So raak sommer verlos van daai veroordeling. God het jou so lief.
Weet ek het nou net klomp skrifte gelees nie, maar God het jou so lief. Die liefde, hoor net hierso. Hy sê, is nie opgeblaas nie, dit handel nie onwelvoeglik nie. 'n Onwelvoeglike handeling is om iemand se arm te breek om iets te leer. Kyk man, as ek nou gaan en ek breek my kind se arm om iets te leer, weet jy wat doen hulle? Hulle vat my kind weg by my en sluit my toe. Dit is vir mense wat nie eers God dien nie, is dit evil, boos. Maar hoeveel keer is God daai goed agter sy naam gesit, mense? Hy handel nie onwelvoeglik nie, hy soek nie sy eie belang nie. God is liefde, en die liefde soek nie sy eie belang nie. God soek jou belang. Wat vir jou in belang is wat hy op sy hart het. Hy het geweet hy's verlore, maar sy redding is vir jou belangrik. Daarom het hy nie jou laat swaar kry, sodat jy gered kan word nie. Hy het homself laat swaar kry, sodat jy gered kan word, want hy handel nie onwelvoeglik nie. Is dit nie verskriklik nie? Hoe goed God is. Hy handel nie onwelvoeglik nie. Hy soek nie sy eie belang nie. Hoor hierdie ene. Kan julle glo dat God die volgende ene is? Die liefde reken die kwaad nie toe nie. God is liefde. Hy reken die kwaad nie toe nie. Maar die hele verhouding wat mense het met God is hierdie God wat die kwaad toereken die hele tyd, en ons moet so min as moontlik kwaad doen. En dan het ons eie stelseltjie van soveel reëls as ek moet bid, dit, en daar waar jy tekort kom, sê jy, ek hoop Here sien my opregte hart. Broer, nie een van ons se harte is opreg genoeg om redding te bewerkstellig nie. Daar was net een hart wat opreg genoeg was. Daar was net een lewe wat heilig genoeg was. En dit is God in 'n mens, Jesus Christus. Daarom is hy ons redder. Ek wil vir jou sê, God kyk na jou nie. Met soveel liefde. Weet jy, die woord, die Bybel sê, en God het Adam en Eva gemaak, en hy het hulle geseën. Die woord seën is die Hebreëse woord barak. Wat beteken om te kniel, om voor iemand te kniel en goed te praat van hom. Die goeie goed wat God gesê het van Adam en Eva, die Bybel sê, en hy het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Wat God gedoen het, hy het voor Adam en Eva, hy het afgegaan na hulle en gesê, ek seën julle met vrugbaarheid. Is nie wonderlik nie? Die woord, ek sluit af hiermee, die woord Sabbat, het 3 Hebreëse karakters. Shin, Beth, Tav, die Hebreëse karakters. Elke karakter in die Hebreëse alfabet het 'n sekere prentjie uit die karakter, dan sal 'n prentjie en 'n numeriese waarde toegevoeg aan elke karakter. Soos Alef is 1. In Grieks is Alef is dan nou alfa. In Afrikaans Engels A. En dit is die prentjie van die horings van 'n os, wat dui op die os wat geoffer is. So in hierdie prentjie waar is daar sekere boodskap. Die woord Sabbat, Shin Beth, hy praat van heerlikheid of 'n gedagte. Beth is a dwelling place or a house. En Tav is die prentjie van 'n kruis. Die Bybel sê daar het God die hemel en die aarde gemaak en op die 7de dag het hy gerus. Daai rus was sy gedagtes. His mind was dwelling upon the cross of Jesus. God het nooit rus gehad, eers in die perfeksie van die mens nie. Adam en Eva was sondeloos, maar die rus van God, die 7de dag rus, sy gedagtes was op die kruis, wat nog sou kom. Want daar was nie rus in hoe perfek 'n mens is nie. Daar's net een stabiele ding in die koninkryk, daar's net een stabiele ding in die hele wêreld, en dit is die daad van God in die mens, Jesus Christus. En dit is waar God rus. Wil jy nie saam met God kom rus nie? Wil jy saam met God kom rus nie? Sien jou sondes vasgespijker in die kruis. Sien 'n ou man wat hard probeer om God te dien, is dood. En sien die opgestane Christus as jou nuwe lewe. Want dit is wie jy werklik is. Wil jy vir my sê, ek is God, ek wil net vir jou sê, jy is nie God nie, maar God woon in jou. Jy is goddelik. Halleluja. Here, ek prys U vir die goeie nuus.
Kom ons sluit ons so. Vader, ek dank U vir die onvoorwaardelike liefde. Ons kan nie 'n persoon vertrou, Here, wat nie is soos U nie. Here, elke persoon met wie ek moet goed doen of iets, vergelyk ek eers aan hoe U is. Dankie dat U, Here, die standaard is waarvolgens ons kan meet of iemand vir ons omgee of nie. Dankie, Here, dat U ons sonde nie kom toereken het nie, maar dat U ons sondes op U geneem het. En vir ons die gehoorsaamheid van Jesus toegereken het. En geseën het daaroor ooreenkomstig. Dankie, Here, dat U vir ons so lief is. Dankie, my God, dat hierdie liefde ons nader trek na U toe. Dit kan ons nooit dryf na die sonde nie. Dit gee ons 'n nuwe lewe. Dankie, 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 Here. Vader, ek loof U en ek prys U. Ek dink net daar waar jy is. As jy net 'n bietjie, ek weet ons is mans hier by mekaar en alles, maar partykeer is maar nodig om my hart net oop te maak en net te kan laat voel dat ons baie keer wil ons is die een wat voorsien. Ons is die een wat met die ding maak werk. Ons is net vir 'n oomblik, laat God jou net lief hê. En al hoe jy die liefde van God kan voel nou, is nommer 1, deur te aanvaar wat hy vir jou gedoen het. Aanvaar dat hy jou sondes weggewas het. Jy kan selfs bely en sê, ek glo, Here, U is my Here en U het my sonde weggewas. Ek is rein. Dankie, Here. Aanvaar net hoe jy skoon voor God is. Sy bloed het 'n wonderlike werk gedoen. Halleluja. Kyk gou vir my. Ek wil vir jou hê, jy moet een ding baie mooi besef. As ek by my vrou kom en ek sê vir haar, hoor jy my vroukie, ons kry mense 1 uur om gou te kom net vinnig hier by ons eet, of net koffietjie drink, so, ek gaan nou in sitkamer sit en kom sommer deur kombuis toe, was gou vir my skoolgoed. En sy sê nee, dis reg, en daar kom die mense, ons stap deur in die kombuis en daar staan die hoop skoolgoed. En ek sê vir haar, maar my vrou, na die mense nou gery het, ek het jou gevra om die skoolgoed te was. Sy sê nee, dit is skoon. As jy Sunlight Liquid vat, nie kyk net so deur die Sunlight Liquid, sal jy sien dis skoon. God kyk nie deur die bloed en sien jou as skoon nie, my vrou. Hy het die bloed gevat en jou rein gewas. Jy hoef nooit meer te voel, ek is eintlik vuil, maar God sien my maar as skoon nie. Die Here het jou rein gewas.